Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 2 Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, polisiewapens word in misdade gebruik. Nuushooftrekker vir vandag, Edenwil boer wen Bonsmara prys. Polisie wapens word in misdade gebruik. Verwoeste en Albei tref Gauteng. 6 beskuldiges van Bloemfontein Universiteit in hof oor geweld by kampus. Eben sal vandag weet oor sy rooi kaart en toets teen Wallis. Blitsbokke die naweek in Kaapstad in aksie. Der duisende diensvuurwapens van die polisie is die afgelope jare weens nalatigheid, diefstal en roof verloor, so het professor Vare Chakalia, waarnemende minister van polisie, onthul. Chakalia het in sy parlementêre antwoord, wat gister uitgereik is, gesê dat altesaam 3213 vuurwapens in die betrokke tydperk van die polisie gesteel is, terwyl 220 as verlore aangemeld is. Meer as 500 is gemiddeld in elk van die betrokke boekjare landwyd gesteel of verloor, het hy gesê. Volgens Chakalia is slegs 559 van die altesaam 3433 verlore of gesteelde wapens tot dusver teruggevind. Ian Cameron wou ook by hom weet of haar polisiekantore, groepsafdelings en range van polisiebeamptes is wat geïdentifiseer is as hoogs geneig tot die vuurwapenverliese en diefstalle. Cameron het in reaksie op Chakalia se onthulling oor die hoeveelheid diensvuurwapens wat weg is, gesê dis ontbloot 'n skokkende werklikheid gewees. Baie van die vuurwapens word nou gebruik om geweldsmisdade te pleeg, insluitend roof, aanranding en moord. Die meeste verliese het die roof en diefstal plaasgevind, nie bloot nalatigheid nie, maar die omvang van die misdadige aktiwiteite toon, wat die polisie self teiken, so sê Cameron. Volgens hom ontbloot dit ook 'n ernstige mislukking in die polisie se bestuur van hulle vuurwapens. Cameron sê dit is duidelik dat sistematiese probleme in die polisie geweldsmisdaadkrisisse aandryf, dit terwyl die regering volgens hom fokus op die ontwapening van burgers in plaas daarvan om sy eie wapens te beveilig. Die boodskap is eenvoudig: misdadigers moenie ten koste van gewone burgers gewapen word nie. Die DA sal voortgaan om te veg vir verantwoordbaarheid, doeltreffende polisieering en sterker openbare veiligheid. Die wetsontwerp gee die minister van polisie breë ongekontroleerde magte oor wie wettiglike vuurwapen mag besit, wat gewone burgers nie in staat stel om hulle self te verdedig terwyl misdadigers gewapen bly, het hy gesê. Die party sal ook gemeenskappe mobiliseer, openbare bewustheid verhoog en dit duidelik maak dat wetsgehoorsame Suid-Afrikaners nie gestraf sal word vir regeringsmislukkings, het hy gesê. Nick Serfontein, 'n megaboer van Edenwil in die Vrystaat, is vanjaar met die Landbou Navorsingsraad sy gesogte nasionale platinum bulprys vir sy Bonsmara stoet vereer. Serfontein, wat in Edenwil boer, het gister by navraag gesê, hy is baie dankbaar vir die vereniging. Dis altyd 'n goeie gevoel vir 'n boer om sy harde werk raak gesien te word. Die Sernik Bonsmara stoetery het ook 'n maand gelede 'n dubbelgoud in die Logits kompetisie wat deur SA Stamboek aangebied word by die beste vleisbeeskudde van die jaar gewen. Serfontein het verlede jaar 'n bilie van 'n Bonsmara bul vir 2,2 miljoen rand op Sernik se 46ste produksieveiling op die plaas van die hart van die Vrystaat verkoop. Serfontein het onlangs opslag gemaak deurdat hy 'n oop brief van John Steenhuisen, minister van Landbou, gestuur het, waarin hy waarsku dat Suid-Afrika se beesbedryf op die rand van 'n ineenstorting staan weens die ondoeltreffende beheer van back and closure. Die solidariteitsbeweging vir president Donald Trump se besorgdheid oor Suid-Afrikaners se lewens en menseregte, maar wil verhoed dat Afrikaner belange 'n politieke speelbal tussen Suid-Afrika en die VSA word. President Ramaphosa het sonder om name te noem hom sterk uitgelaat teen diegene wat volgens hom waninligting oor die volksmoord op Afrikaners en die beslaglegging op witmense se grond by die Amerikaners gesmous het. Die solidariteitsbeweging het dit al herhaaldelik bekend gemaak dat ons nie 'n boodskap van volksmoord aan die VSA president oorgedraai het nie, omdat dit nie so is nie. Ons beskou ook nie die vlugtelingstatus vir Afrikaners na die VSA in geheel as 'n oplossing nie, maar bloot as 'n manier om 'n minderheid te help wie se lewens deur geweldsmisdade geraak is en bedreig word. Daarom is dit nodig dat sowel Suid-Afrika en VSA die regering eerder met Afrikaners moet praat as oor ons, sodat misverstande oor die situasie in Suid-Afrika en die posisie van Afrikaners uitgeklaar kan word, het hulle gesê. 'n Verwoeste Albei het Sondag aand dele van Gauteng getref. Van die haal het gisteroggend steeds diep in verskeie strate gelê. Beeldmateriaal van die skade wat deur die storm veroorsaak is op sosiale media versprei.
Plafonne het meegegee, water het by dakke ingestroom, geete en ruite in tuine is aan flarde geslaan en die haal het gister teen omstreeks 11 uur steeds in strate en erwe rondgelee. Noodhulpdienspanne bly op die toneel om inwoners te ondersteun waar nodig, soos die Nana Regebekiba, woordvoerder van die metro. 'n Geregtelike ondersoek na die Highgate hotelslagting in Oos-London in 1993 het nie nader gekom aan antwoorde oor wie presies aanspreeklik is vir hierdie skietdood van 5 mans in die laaste dae van die vorige bedeling nie. Die regter beskryf die voorval as moord met voorberagte dade wat sorgvuldig beplan is en uitgevoer is. 7 mense is ook in die skietery gewond. Dit bly egter onbekend wie die aanvallers was, hoewel die Highgate aanval destyds een van die mees verwoestende voorvalle van sy aard was. As ons meer as 30 jaar later geensins nader in die volledige antwoord nie, lei die uitspraak. Die stand van sake is eenvoudig, skandelik en die hoofrede waarom het blyk dat die saak in die doodloopstraat beland het. Indien forensiese bewysstukke behoorlik ingesamel, bewaar en getoets is, kon het moontlike oplossing by hierdie misdaad opgelewer het. As die situasie verander of nuwe inligting aan die lig kom, kan die geregtelike ondersoek egter heropen word, lei die uitspraak. Bewyse is ontvang dat die aanvaller se gesigte swart gesmeer was. Een van die oorlewendes het getuig dat van hulle stewels gedra het wat aan die polisie behoort het. Voorheen is berig dat die aanval een van die sake van die WVK is wat aan die nasionale vervolgingsgesag 'n moontlike verder optrede verwys is. Die twee insittendes van die vliegtuig wat Sondag naby die Morningstar vliegveld buite Kaapstad neergestort het, was albei hoogs ervare en gekwalifiseerde kommersiële vlieëniers met aansienlike ure se ervaring met stingvliegtuie. Die ongelukstoneel is naby die ingangspad suid van die Morningstar vliegtuigveld langs die N1 hoofweg. Die vliegtuig het kort voor die ongeluk van die Einstein vliegveld opgestyg. Die vliegtuig was in private besit gewees en het omstreeks 11:15 opgestyg. Kort na die opstyging het dit blykbaar probleme begin gee wat daartoe gelei dat dit in bome links van die aanloopbaan afloopgebied neergestort het. Die weer was mooi en daar was 'n ligte suidooste wind gewees. Die ongeluk word ondersoek deur inspekteur van die burgerlugvaartowerheid, oftewel die BLO, om die oorsaak te bepaal. Huldeblyke is ook op Facebook geplaas wat mense vertel dat hy 'n merkwaardige jongman was met die blindste toekoms. Hy het baie lewens aangeraak en nie 'n goeie sin vir humor gehad. Nankoleke Mantula, 'n senior omroeper by SAFM radiostasie en 4 ander mede-beskuldigdes, het gister in die Landdroshof in Kempton Park verskyn weens hulle beweer aandeel in die werwing van Suid-Afrikaners om as soldate in die Russiese weermag te gaan dien. Die staat staan hulle aansoeke om borgtog teen. Hulle staan tereg op aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op regulering van buitelandse militêre hulp. Die beskuldigdes sal na verwagting aanstaande maandag weer in die Landdroshof wees wanneer hulle aansoek om borgtog sal doen. Hulle bly tot dan in aanhouding. Die staatsaanklaer sal die staat met volgende hofverskyning op grond van beskuldigdes se vorige veroordelings en hangende sake teen hulle besluit of hulle aansoeke om borgtog gaan teenstaan. Elektroniese toestelle en rugsakke is gekonfiskeer vir verdere ondersoeke. Volgens die polisie is koördinering met intelligensie en internasionale wetstoepassingsagentskappe aan die gang om die volle omgang van die vermeende werwingsnetwerk en verdere veiligheidsopbedreigings te kan bepaal. Die 6 studente van die Universiteit van die Vrystaat, wat daarvan aangekla word dat hulle met die studenteonrus 'n petrolbom na hek van die universiteit geslinger het gister weer vlugtig in die Landdroshof in Bloemfontein verskyn. Die saak is nou tot 3 Maart 2026 uitgestel vir verdere ondersoeke. 4 van die beskuldigdes, wat in die Villa Bravaro manskoshuis woon, is vroeër verbied om na die kampus terug te keer terwyl die ondersoek aan die gang is. Volgens die staat wag die ondersoekspan steeds op beeldmateriaal, 'n kwotasie van die skade aan die wagkamer en aanvullende getuieverklaringe. Die beskuldigdes mag nie met die getuienis in aanraking kom nie. Die voorval het gebeur te midde van die ewige kampusonrus in November, nadat die IV aangekondig het dat studente met uitstaande studiegeld mag die van 2026 meer voorlopig geregistreer het nie. Studenteleiers, insluitend die van die EFF en MKP, het die beleid as diskriminerend bestempel en gesê dit ontneem swart studente toegang tot hoër onderwys. Die DA studenteorganisasie, DASO, het dit op sy beurt as klassisties beskryf. Suid-Afrika verwag vanjaar om 1,5 miljoen meer toeriste as verlede jaar te verwelkom in die land. Die volle impak van die G20-beraad wat verlede naweek in Johannesburg ten einde geloop het op die toerismebedryf word tans bepaal. Toeristengetalle het van Januarie tot September op bykans 1,3 miljoen aankomste uit G20 lande gestaan. Lande soos Amerika, Brittanje, Duitsland, Frankryk, Australië en Indië is verantwoordelik vir die grootste aankomste vir die G20 lande, terwyl ander markte soos Mexico en Suid-Korea 'n marginale bydrae gelewer het. Suid-Afrika se toerismebedryf gaan volgens Patricia de Lille voort om sterk groei te toon. Die
Die land het in Oktober 927.000 toeriste aankomste gehad, wat neerkom op 'n styging van 32% teenoor Oktober. Die Blitsbokke moes in die Verenigde Arabiese Emirate die eerste toernooi van die 2026 seisoen van die Sevens reeks met die 5de plek tevrede gewees het. Suid-Afrika het nie vir die halfeindrondes gekwalifiseer nie en die Britannië toe die halfeind met die 5de plek met 34-0 gewen. Die Blitsbokke sal graag in Kaapstad hulle beste voet wil voorsit. Dis immers 'n geleentheid om voor hulle tuiskare te kan wen. Hierdie jaar het hulle baie goed gevaar en hoop hulle kan hulle vanjaar weer so maak. Die Blitsbokke is die verdedigende kampioen in Kaapstad. Verlede jaar het hulle Frankryk, die Olimpiese kampioen, in die eindstryd met 26 punte teenoor 14 gewen. Met die ontstaan van die wêreldreeks, deesdae bekend as die Sevens reeks, in 1999 is die Suid-Afrikaanse toernooi daardie jaar in Stellenbosch gehou. Daarna is dit 2 keer in Durban gehou, waarna George 9 keer en Kibera 4 keer die gasheer was. Die Blitsbokke kom Saterdag in die groepwedstryde in die DHL stadion in Kaapstad teen Fiji, Nieu-Seeland en Britannië te staan. Oscar Piastri van McLaren sê dit het Sondag in Qatar seerder gemaak om tweede te eindig as die vorige week sy Las Vegas Grand Prix gediskwalifiseer te word. Piastri was gemaklik voor toe 'n veiligheidsmotor vroeg in die wedren ontplooi is. Red Bull het besluit dat sy 4-malige kampioen Max Verstappen by die Kuipe vir 'n nuwe stel bane moes aandoen, maar McLaren het besluit om sy 2 renjaars op die baan aan te hou. Die strategie het uiteindelik nie gewerk nie en Verstappen het teen die einde genoeg vaart gehad om seker te maak dat Piastri hom nie kon inhaal nie. Piastri is dit met nog 1 wedren oor, komende naweek in Abu Dhabi, 16 punte agter sy spanmaat en die pas aangeheer Lando Norris, wat Sondag tweede weggespring het en 4 klaargemaak het. Verstappen is na dese tweede en 12 punte agter die voorloper. Die voormalige Protea-kaptein Faf du Plessis het gekies om volgende jaar in die Pakistanse Superliga, die PSL, te speel en is dus buite rekening vir die Indiese Premier Liga, die IPL veilings wat op 16 Desember in Abu Dhabi sal plaasvind. Die 41-jarige kolwer is in November deur die Delhi Capitals vrygestel nadat hy 202 lopies in 9 wedstryde teen 'n treftempo van 123 in die vorige seisoen aangeteken het. Na 14 seisoene in die IPL het ek besluit om nie vanjaar my naam aan die veiling te plaas, het hy gesê. Die jong Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter het verlede jaar by Sun City gewys dis 'n mite dat debutante in die Nedbank uitdagtoernooi sukkel om die Gary Player baan met die eerste probeerslag baas te raak. Die Noorweer Victor Hovland maak donderdag sy buiging in Suid-Afrika se major en sal hoop hy kan hom soos Potgieter uit die staanspoor onder die voorlopers tuis maak. Daar was kommer oor die nekbesering wat Hofland in September uit sy Ryder beker eindstryd gehou het. Hofland wat 13 op die wêreldranglys is en die Engelsman Marco Penge wat 29ste is die enigste 2 spelers onder die 50 voorste spelers op hierdie lys wat by Sun City in aksie sal wees. Tristan Lawrence, Christian Bezuidenhout, Gary Gigo en Potgieter sal die Suid-Afrikaanse aanslag lei. Gigo en Potgieter, 2 van die Suid-Afrikaanse golfse opkomende sterre, het albei vanjaar toernooi in die Amerikaanse PGA reeks gewen. Die verdedigende kampioen Johannes Veerman van Amerika slaan ook donderdag in die eerste ronde af. Die Engelse kolwer Joe Root bevraagteken of hy reeds om die aas regtig 'n pinkbaltoets nodig het, maar hy het nogtans vertrou in sy vermoë om in die dag-aand kragmeting met Australië en Brisbane 'n groot telling aan te teken, het hy gesê. Hy is nie oortuig dat die wedstryd deel van 'n asreeks moet wees nie, al is die eerste 3 dae van die toets op die Gabba reeds uitverkoop, het hy gesê. Die Aussies is die meesters van die pinkbaltoetse. Hulle het 13 uit hulle 14 wedstryde onder die lig te gewen. Hulle enigste nederlaag was teen die Wes-Indiese eilande op die Gabba verlede jaar, maar Engeland kon sedert 1986 nie in Brisbane gewen het nie. Root, wat nog nie 100-tal in Australië kon aangeteken het nie, het net 18 aflewerings in sy 2 beurte oorleef en is uitgehaal vir 'n nulletjie en 'n telling van 8 albei keer teen Mitchell Starc. Maar die 34-jarige Engelsman is vol vertroue dat sy middelmatige spelpyl op Australiese bodem kan omkeer. Sy gemiddeld daar is 33 en 15 toetse. Die Springbokslot Eben Etzebeth kan dalk vandag al weet wat sy lot is na die veelbesproke rooi kaart wat hy Saterdag in Cardiff op die lyf losgeloop het. Etzebeth het Saterdag in die 78ste minuut van die toets teen Wallis, waar die Bokke met 73-0 gewen het, sy duim in die oog van die flank Alex Mann gedruk. Die Bokke het hulle jaar-eindtoer Saterdag onoorwonde afgesluit, maar die span was dikwels in die nuus oor gebrekkige dissipline. Etzebeth was die 3de bokslot wat 'n rooi kaart op hierdie toer gekry het, met Lode Jager en Franco Mostert wat in die toetse teen onderskeidend Frankryk en Italië ook die trekpas gekry het. Etzebeth, wat nou 34 jaar oud is, wat Saterdag in sy 141ste toets gespeel het, kan vir tussen 12 tot 24 weke deur die rugby geskort word.
Johannesburg verdedigende netbalkampioen het op die eerste dag van die Spaar Suid-Afrikaanse kampioenskap sy rieme erg styf geloop. Die 28-jarige Protea hulpdoel, Nicole Breed, het in haar debuut vir die wenspan haar terugkeer tot die nasionale toernooi gemaak. As jy in 'n topspan wil wees, moet jy elke wedstryd opdaag en van die begin tot die einde van die toernooi deelneem. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkee vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2236, Polokwane 1729, Lephalale 1834, Mbombela 1630, Mahikeng 1633, Pretoria 1531, Johannesburg 1528, Ermelo 1127, Galagari 2237, Gaborone 1833, Richards Bay 1731, Pietermaritzburg 1329, Durban 1827, Port St. John's 1724, Pongola 1735, Maputo 2035, Bethlehem 1127, Bloemfontein 1732, Allewal Noord 1430, Welkom 1731, Vryburg 1834, Kimberley 2035, Appington 2136, Prieska 2335, Springbok 1532, Karasburg 1834, Keetmanshoop 2136, Mariental 2137, Alexanderbaai 1521, Brandvlei 1934, Loederitsbaai 1735, Vredendal 1533, Kaapstad 1825, Sutherland 1226, George 1622, Jeffreys Bay 1626, Kebarra 1527, Grafreinet 1326, Kaapogillas 1624, De Aar 1631, Molteno 923, Beaufort West 1630, Oos-London 1527. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.08 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.20, die euro verhandel teen R19.88, 'n pond kos R22.64, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $57.57 Amerikaanse sent, platinum verhandel teen $1,678, palladium kos $1,456, die prys van goud per fyn ons is $4,247, Brent olie per vat is $62.39 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: glo in jouself, maak jou skuif, bly gefokus, aanvaar uitdagings, leer uit mislukkings, hou aan vorentoe beweeg, maak elke dag tel, begin jou reis, sukses begin by jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.